Ons gaan nou bietjie kyk na 'n paar metafore wat vir ons help om die wonder, die omvang, die diepte van die Heilige Gees bietjie beter te verstaan. Die eerste metafoor waarmee ons besig gaan wees vandag is vuur. Nou, in die Bybelse wêreld het vuur die paar baie belangrike kenmerke. Want dit word gebruik om die Gees, Heilige Gees se werk mee te beskryf. Dit gee lig, vuur gee lig. En in daardie konteks beteken dat dit die Heilige Gees is wat vir ons insig en openbaring gee, want die Gees lei ons in die waarheid. Dit gee natuurlik ook hitte. Dit verteenwoordig passie, hy gee krag, hy gee lewe. Maar hy reinig ook. Want die Heilige Gees verbrand die kaf, die sonde in 'n mens se lewe, sodat net die suiwer goud oorbly. In Matteus 3 vers 11 en ook onder andere in Lukas 3 vers 16 sien ek dat Johannes die Doper sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. So hier sien ons duidelik hierdie voorspelling deur Johannes die Doper, hou verband met die Heilige Gees en vuur. In Handelinge 2 vers 3 en 4 sien ons dan ook, op Pinksterdag het die mense tonge asof van vuur gesien, wat op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. In 1 Tessalonisense 5 vers 19 lees ek, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Dis nou die 83 vertaling. Die 53 vertaling sê, blus die Gees nie uit nie. En wat kan 'n mens uitblus? 'n Vuur. En dit is 'n gevaarlike ding om te probeer doen, wanneer dit kom by die werking van die Heilige Gees. Nou, en hoe kan 'n mens dit doen? Deur onder andere, hy sê in vers 20, moenie profeseë, uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig, geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Dit is om die Gees nie te blus nie, maar om juis die Gees bietjie aan te wakker, soos wat ek dan ook lees in 2 Timoteus 1 vers 6 en 7. Om hierdie rede sê Paulus vir hierdie jong pastoor, herinner ek jou aan, daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Hy sê in vers 7, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Dink net daaraan, as ons op hierdie manier die Heilige Gees sal toelaat om deur ons soos 'n vuur te werk, om mense te bemoedig, om lig te bring, om die geestelike warmte te bring en die openbaring van die Gees te bring, wat 'n wonderlike wêreld sal ons nie beleef nie. Kom ons doen dit gerus. Onthou, die Heilige Gees is soos 'n vuur. Loop mooi.